Goeiemôre luisteraar. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Uitgerus, reg vir 'n nuwe dag. Ek gaan vanmôre met u getuienis deel van hoe God betyds kan intree in 'n tyd van groot nood. In Oktober verlede jaar het Harry Vermaak, 'n trokbestuurder van die Oos-Kaap, vroegoggend uit Port Elizabeth na Plettenberg Baai vertrek. Ongeveer rondom 2 uur die oggend het hy die van Stratenburg gekruis. Toe hy die enkele voertuig op hierdie brug sien staan, het hy onmiddellik onraad bemerk en hier volg Harry se getuienis. Ek het met my trok langs die motor op die brug gestop en die hoeter 'n paar keer gedruk. Daar was egter geen reaksie van die motoris nie. Om hierdie tyd van die oggend op 'n verlate brug uit te klim was 'n groot waagstuk. In my hart het ek egter geweet dat hierdie man hulp nodig gehad het. Ek het in gebid en God gevra om my te beskerm en toe uitgeklim. Op daardie oomblik het die ander motor se deur ook oopgeswaai en 'n bleek man met wilde oë het uitgeklim. Vrees het my beetgepat. Dit het kompleet gelyk asof hierdie man besete was. Ek wou in my trok terugspring, maar vrees het my verlam. "Wat soek jy hier?" het die man gevra. "God het my gestuur om jou te red," het ek geantwoord. Die man het sy kop geskud. "Nee, 3 uur is my tyd wat ek van hierdie brug gaan afspring." My maag het gedraai. "Dit mag jou tyd wees," het ek myself hoor sê, "maar dit is nie God se tyd nie. Hy het my gestuur om jou te help." Die man het na sy motor afgebuk, 'n selfmoordbrief uitgehaal en dit na my toe uitgehou. Ek het sy arm vasgegryp. "Wag net 'n bietjie," het ek begin toe sy foon skielik begin lui. Sy hysteriese dogter het aan die ander kant van die foon na haar pa gesoek. Ek het gesê ons staan op die Van Stadensbrug en haar pa wil afspring. Sy het die foon vir haar ma gegee. Skielik was ek in 'n tweestryd. Die vrou op die foon wou weet wat aangaan en die man aan die ander kant wie se arm ek vasgehou het, wou van die brug afspring. Ek het die vrou verseker dat ek die polisie sou bel en het toe die gesprek beëindig. Ek het die man se magteloosheid verstaan. 'n Paar jaar gelede wou ek ook my eie lewe geneem het, maar God het ingegryp en my lewe gered. Ek het dit vir die man vertel. "Het jy jou kinders lief?" het ek hom gevra. "Meer as wat jy ooit sal kan besef," was sy antwoord. Met hierdie vraag het hy vir 'n oomblik rustiger geraak en ek kon toe die polisie in kennis stel. 10 minute later was hulle op die toneel en kon die man na die polisiestasie geneem word. In die polisiestasie was daar baie trane toe die man se gesin wat op hom gewag het, hom met groot liefde omhels het. My trane het self ook oor my wange gevloei. In hierdie oomblik het ek besef dat God my lewe eens op 'n tyd gered het en aan my nuwe hoop gegee het, sodat ek, 'n gebroke mens, hierdie aand in Oktober kon red en 'n instrument in God se hande kon wees. Harry is reg, geliefde. God het vir ons planne van voorspoed en nie van teëspoed nie, en hy wil ons daagliks innerlik nuut maak en aan ons hoop gee. Jeremia 29:11. "Want ek weet watter gedagtes ek kan gaan na julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en my vind as julle na my vra met julle hele hart." 2 Korinte 4:16 lees ons ook. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag na dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verregaande gaan oortref, wat vir ewig sal bly. In ons diepste nood is God die naaste aan ons. Moet hom nie miskyk en hoop verloor nie. Reik na hom uit. Hy sal jou deurdra en ook jou lewe kom nuut maak om elke dag vir hom te lewe. Kom ons bid. Ek bid saam met u, 2 Korinte 1 vanaf vers 3.
Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroostinge, wat ons troos in al ons verdrukkinge, sodat ons die wat in allerhande verdrukkinge is, kan troos deur die vertroosting waarmee God self deur sy genade ons troos. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Jesus Christus. Here, help ons om ander in nood by te staan en te troos deur u Gees in Jesus naam. Amen.